op Woensdag 28 Mei lees ek vir ons uit Romeine 14 vanaf vers 17. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet of drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. In die tyd toe Paulus hierdie brief aan die Romeine geskryf het, was daar verskillende kerke in Rome, en hulle het in verskillende huise bymekaar gekom, maar gou het daar spanning ontwikkel watter groep nader aan God se waarheid is. Hierdie selfde spanning deur die vroeë Christendom gespoel, na mate daar al 'n groter skeiding gekom het tussen ou Joodse gebruike en 'n moederkerk en 'n geloof wat in verskillende kulture begin deurdring het. God het hom nog nooit eksklusief tot een groep verbind nie, ook nie in godsdienst nie. En reg deur die Ou Testament hoor jy gedurig dat God se doel met sy verbintenis aan Israel te doen gehad het om tot seën van al die nasies te wees en nie hulle eie seën nie. En daarop volg dan die tragiese gebeure van 'n volk wat sukkel om hierdie eenvoudige beginsel te verstaan en daarom hulle gedurig vasloop in hulle eie kulturele of nasionale verwagtinge. Dit het nie die vreugde en vrede gebring waarop hulle gehoop het nie, inteendeel net die konflik en oorlog. Daar is vandag 'n veelheid van kulture en kerke wat hulle aan die een doel van God se koninkryk verbind. En selfs binne ons eie gemeente en denominasie is daar 'n groot verskeidenheid. En ons moet verstaan dat hierdie verskeidenheid nie altyd te doen het met konflik en spanning, en dat een groep meer gehoorsaam as aan 'n ander een nie, maar dat die Heilige Gees ook op 'n verskeidenheid van maniere mense in God se koninkryk gebruik. Daarom is dit so jammer wanneer 'n geloof wat veronderstel is om vrede en vreugde te bring, eerder gelowiges tot beoordeling en spanning lei. Dit is tragies dat die Christendom se grootste bate so maklik sy grootste las kan raak. Hoe praat hierdie perspektief vandag met jou oor hoe God vandag heers? Hoe praat dit met jou oor verskillende kerke, Christelike kerke, en ook spanning binne jou eie denominasie, of miskien eie huisgesin of vriendegroep? Bring dit spanning, of maak dit in jou 'n vreugde en 'n vrede wakker? Kom ons bid saam. Here, die grootheid en omvang van die koninkryk, maak vandag ons oë opnuut oop vir die omvang waarvoor U ons vandag roep. En skielik raak die dinge waarmee ons soveel aandag aan gegee het irrelevant. En dinge wat ons misgekyk het, word nou meer belangriker. En skielik verdwyn die spanning en die ongelukkigheid wat ons vir so lank in ons ronddra om plek te maak vir vreugde en vrede. Dankie dat U Gees ons voortdurend lei en leer om by hierdie vreugde en vreugde ons uit te bring. Ons wy onsself aan U om voortdurend bewus te wees, om ons hede te onderskei, nie toe te laat dat onbenullighede die werking van U Gees in die wiele ry nie. Amen.